Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n nuwe week. Dis Maandag die 27ste April, vakansiedag. Mag julle 'n lekker vakansiedag hê. Mag julle sommer net so 'n plekke kan rus van al jou gejaagdheid wat ek en jy so in vasgevang is in hierdie lewe, né? Geniet sommer net die dag. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie vir sommer net so 'n lekker nuwe dag waar ons weer ons wiele kan pomp. Here, die jou lewe met al sy uitdagings en sy gejaagdheid en sy spanning kry ons baie keer onder. En dan is sulke dae, Here, soos 'n oasis in 'n woestyn waar ons net 'n bietjie water kan kry en net so 'n bietjie kan ontspan. Baie dankie, Here, vir sulke geleenthede ook in 'n jaar. Amen. En mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is baie amper klaar met 2 Timoteus. Ons is nou by 2 Timoteus 4. Paulus, weet julle nou al teen die tyd pastorale brief wat hy aan Timoteus skryf. Hy praat van Timoteus as sy geliefde seun. Vriende, iemand met wie hy 'n lekker verhouding het. Timoteus is op daai stadium, ek wil elke keer sê dit is Athene, dit is nie Athene nie, het ek net gaan my beerings hierso kry. Kan julle nou glo dat ek nou op hierdie ek net gesien dis Efese. Dis Efese. Ek het gekyk hierso. Is Efese waar hy is. Yes. So in Efese waar hy is, waar hy met hierdie mense werk, groot handelsstad en klomp invloede van buitekant af en Paulus praat net bietjie met Timoteus as sy seun, as iemand wat hom baie na in die hart lê. Timoteus natuurlik ook tot bekering gekom met Paulus se eerste sendingreis. So hy lê vir Paulus baie naby in die hart. En nou sê Paulus vir hom hier in 2 Timoteus 4, hy sê, ek beveel jou Timoteus voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Interessant hoe Paulus het begin met hom te praat in Hoofstuk 4. Ek beveel vir jou Timoteus. Jy moet nou lekker luister. Wat ek vir jou sê. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Dubbelpunt. So, is dit gewoon 'n gewigtige inleiding wanneer as iemand nou vir jou kom sê, hoor hierso, Rian, Pieter, Koos, Sandra, Adri, Elof, ek beveel jou voor God en voor Jesus Christus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap om wat te doen? Nou wil ek hê jy moet jou naam inderdaad hier insit. Ek beveel jou nie net Timoteus, ek beveel jou Rian, ek beveel jou Laurens, ek beveel jou Leon, ek beveel jou Marley, ek beveel jou Ronel, ek beveel jou Jumerie, ek beveel jou Sarah, ek beveel jou Anna, ek beveel jou Evelyn, ek beveel jou John, ek beveel jou Craig, ek beveel jou Denver, ek beveel jou Chris, ek beveel jou Neil, ek beveel jou Celeste, ek beveel jou Olga. Dubbelpunt. Wat moet ons doen? Verkondig die woord. Verkondig die woord. En dan gaan hy dit en sê nou hoe dit moet wees. Maar verkondig die woord. Vriende, ek en jy moet die woord ken. Daarom lê ek so baie klem op myself daaroor, my verantwoordelikheid wat ek baie keer versaak, en jou verantwoordelikheid wat jy ook baie keer versaak. Ons kan dit nie meer bekostig nie. Ons moet weet wat in die woord staan. Ons moet weet wat in die Bybel staan, vriende. Dit is waar ons 'n persoonlike verhouding met God bou. Dit is waar God met ons praat. Dit is waar die Heilige Gees met ons praat. Daarom kom sê hy die hele skrif is deur die Heilige Gees geïnspireer het, ons gister vir mekaar gesê het. As hy uitvors het, dit het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Dit is so belangrik. Verkondig die woord, waar jy ook al is daarso. Vriende, ons is deur baie van ons moslimpelle en is dierbare mense. Maar jy moenie bang wees om die woord te verkondig nie. Natuurlik met liefde, natuurlik met sensitiwiteit. Maar jy moet nie bang wees om oor Jesus Christus te praat nie. Jy moenie bang wees om te sê wat Jesus Christus vir jou en jou lewe beteken. Jy moenie bang wees om te sê maar hy's deel van die drie-enige God nie. Dit is hoe ons glo. Dis ander mense hoef nie so te glo, dit is hulle probleem. Jy hoef nie uit te gaan afkraak in sy godsdienst. Jy moet net sê wat jy glo.
Verkondig die woord. Maar dan moet jy die woord so 'n bietjie van ken ook, né? Jy kan hom nog nie verkondig as jy hom nie ken nie. Dit is baie keer ons probleem, né? Ons ken nie die woord nie. Ons ken nie die woord nie. Ons ken musiek, ons ken musikante en ons ken politici, ons ken ongelooflike boeke wat ons lees, ons ken akademiese artikels wat ons lees, ons wat ook al. Maar ons ken nie die woord nie. En daarom kom val die duiwel vir ons baie keer aan en het ek en jy nie een antwoord nie. En wanneer mense met jou kom praat oor goed wat omdat jy nie die woord ken nie, kan jy nie met hulle praat nie. Kan hulle ook vir jou nonsens voer op die ou en jy en ek en dit so soetkoek opeet. Ons ken nie die woord nie. Daarom druk ek dit so op my hart en op jou hart. Kom terug na die woord toe. Verkondig dit tydig en ontydig, kom sê Paulus vir Timoteus. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeester bymekaar maak wat net sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte uit wat ook jou bediening daar by jou werk, daar in die kerk of waar ook al is, né? Verkondig die woord, verkondig dit tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, want daar kom 'n tyd dat mense nie meer daarna wil luister nie. Vriende, maar dan moet ek en jy die woord ken. Ek en jy moet die tekste ken. Ons moet 'n punt daarvan maak en dit is 'n uitdaging vir my en is 'n uitdaging vir jou. Ons het hierdie week in die selgroep daar weer gepraat. Ons het verlede week, met 'n pel van my het ek verlede week dieselfde ding gehad. Ek sê ek sukkel ook daarmee en dit is omdat ek en ons nie prioriteit maak daarin om met die Here in die woord te gaan sit en te gaan luister en 'n verhouding met hom te bou, ook wat hierdie betref. Paulus sê dit, om help ons wanneer hy met Timoteus praat, sê, hoor hierso, tydig en ontydig moet jy die woord verkondig, en tydig met ontydig moet ons met die woord omgaan, sodat ons kan hoor wat die Heilige Gees vir ons sê. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar in die Heilige Gees, se teenwoordigheid.